Goeiemôre almal, Woensdagoggend. Vandag is dit die 18de Maart, die jaar 2026. Dis 'n lieflike dag deur Abba Vader geskenk aan ieder en elkeen van ons, 'n nuwe bladsy in ons lewensboek. Ons moet dit gaan inkleur met vreugde en genot. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend wil ek so 'n bietjie praat oor 'n sagte antwoord. Woorde is bedoel om kontak tussen mense te bewerkstellig en uiting te gee aan jou vreugde, goeie nuus oor te dra, probleme uit te pleis en om die lewe met ander mense te deel op die regte tyd wat die woorde gesê moet word. Dit is nodig om vreugde en goedheid uit woorde te put, die regte woord op die regte tyd vir 'n persoon wat dit moet hoor. Nou as ons Spreuke 15 verse 1 tot 4 gaan lees, sê dit daar: 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar krenkende woorde laat die toorn opkom. Die tong van die wyse getuig van grondige kennis, maar die mond van die dwaase laat sotheid uitborrel. Op elke plek is die oë van die Here en hulle beskou opmerksaam die slegtes en die goeie. Sagtheid van tong is 'n lewensboom, maar valsheid daarin is verbreeking in die gees. Nou, wat beteken dit? Wat is sag? Dis teer, dis swak. Niemand van ons wil graag swak wees nie, nee. Ons wil sterk wees, ons wil reg wees, ons is reg. Kyk, as iemand jou iets sê, dan is jy reg met 'n antwoord, jy is reg om te antwoord. Dis moeilik as iemand jou onreg aangedoen het. Dit is so moeilik om daardie persoon nie 'n krenkende woord terug te gee nie. Maar ons kan ferm optree met 'n sagte stem, 'n sagte antwoord. Toe God met Jona gepraat het oor hy opstandig was hy nie tevrede met God se sagte antwoord nie. Dit is egter nie altyd die geval nie. 'n Sagte antwoord kan die spanning breek. Maar om met woede op te tree, teenoor woede te reageer, is beslis om dinge net te vererger. Ons kan seker daarvan wees dat 'n krenkende woord woede sal nog meer laat ontvlam. Wat sê die Bybel? Hoe moet ons reageer as mense lelik teenoor ons optree? Jy mag nie haatdraand wees teenoor jou volksgenoot nie. Maak die geskil openlik met hom uit. Moenie wat hy verkeerd gedoen het teen hom bly hou nie. Levitikus 19:17. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Filippense 4 vers 4. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. Kolossense 3 vers 15. Die beste voorbeeld is Jesus Christus self. Toe hy beledig is, het hy nie self beledig nie. Toe hy gelei het hy nie gedreig nie. Maar hy het alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. 1 Petrus 2:23. Wonderlik, God sien en God oordeel. Mense mag soms onregverdig oordeel, maar God oordeel altyd regverdig. 'n Krenkende antwoord is die wêreldse manier van dinge doen. Dit vererger ongelukkig net die konflik. Kom ons kyk wat sê God in sy woord in Sagaria 4 vers 6b. Hy sê: nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, spreek die Here van die leerskare. So kom ons bid en ons vra die Here dat hy in ons harte sal werk. Wanneer iemand ons iets toesnou, dat ons nie terug sal toesnou nie. Sal stil raak en 'n sagte antwoord sal gee. Deur die gees van God gelei, nie deur onsself nie. Want as ons uit onsself uitwerk, dan maak ons net moeilikheid. Ons gooi net so 'n bietjie meer petrol daar op hierdie vlam. Halleluja, almagtige God, Hemelse Vader. U is ons God. En die woord sê nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees. Here, ons bid dat u gees ons altyd deur sal lei. Here, ons lewe in 'n wêreld waar mense partykeer vir 'n mens sê, maar jy het so en so gedoen. En dan weet jy voor jou heilige siel dat jy het dit nie gedoen nie. Maar hoe verdedig jy jouself? Deur 'n sagte antwoord. Here, dat ons net altyd weer stil sal word en u sal vra, Here, lei my nou, wat moet ek sê? Here, sodat ons deur u gees mense sal antwoord, nie uit ons eie wil nie, want dan maak ons dinge net erger. Baie dankie, Here, dat ons ligdraers vir u kan wees in hierdie wêreld. Lei ons in alle geregtigheid, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen.